Selfdeernis in mislukking. Ek lees onlangs van 'n jong 36-jarige vroulike sangeres wat tans een van die rykste en finansiëel sterkste kunstenaars in die wêreld is. Volgens Forbes en verskeie ander bronne is haar netto waarde in 2025 ongeveer $1.6 miljard. Ons praat mos dikwels van biljoene. In Suid-Afrikaanse geld sal wees 27.6 miljard rand. Ek het gaan Google wat dit is. Dit beteken 276 met 8 nulle agterna. Nou wat haar uniek maak, is dat sy hierdie status hoofsaaklik deur musiek alleen bereik het. En dan sal mens dink, met soveel geld in jou besit, is jy soort van gemaak, jy is eintlik onaantastbaar. En tog sukkel sy volgens haar, soos baie ander mense met intense selfrefleksie en 'n neiging tot selfkritiek. Veral as dinge nie uitwerk soos sy gehoop het nie. In onderhoude en in die luister van haar musiek se lirieke en die navorsing wat daaroor is, kom dit na vore dat sy soms haarself ooranaliseer en haarself blameer. Die punt is, ten spyte van al haar welvaart, is sy steeds net 'n mens wanneer dit kom by mislukkings of wanneer dinge anders uitwerk as beplan. En dis wat so belangrik is dat ons met onsself selfdeernis in mislukking sal hê. Dat ons vriendelik en genadig met onsself sal wees as ons 'n fout maak of struikel op een of ander manier. Want dit is eintlik wat God met ons doen. En as God dit met ons doen, mag ons dit en moet ons dit met onsself ook doen. Dawid, wat bekend was ook vir sy mislukkings, ook vir sy foute in sy lewe, skryf oor God in Psalm 103 vers 10 tot 11. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Volgens Neff, 'n navorser, is selfdeernis 'n sleutel tot emosionele herstel. Wanneer ons onsself behandel soos ons 'n geliefde sou behandel, dan verminder ons innerlike spanning en bou ons veerkrag. En hierdie vriendelikheid teenoor onsself skep eintlik weer ruimte vir groei. Wel, dit mag jou dalk nie 'n miljardêr in terme van, of 'n biljoenêr in terme van geld maak nie, maar wel een wat God se genade in jou laat floreer. Leef geïnspireerd.